Julle kan maar hier heel voorkom sit. Amen. Ons weet om niks sal nog hier inkom, so deur die gesang. Ons glo so. Is die ouwe right of sê nie? Om nie, net. Toe ons al hoor vanaf. Almal baie welkom. Ek sien hier nuwe dae van Oranje Mond af wat ook vir ons 'n slag kom besoek. En waar is nie? Wie is nie? Hey, hierso, van waar af? Is my seun pastoor. Ja, maar waar bly jy? Somerset West. Somerset West, so dan lekker om daar van die Kaap af ook weer so 'n bietjie ingevoer te kry. So almal baie welkom. Ons kykers ook daar buitekant. Ek dink gisteraand nogal daaraan. Jessie, ek gaan nou vandag afkondig. Want ek weet nie hoeveel mense gaan in die kerk wees nie. Dan wil ek nou 'n bietjie hierdie mense wat so 'n bietjie loop kuier en 'n bietjie lank weg bly. Wil ek nou weer 'n bietjie aangespreek het. Hierdie Piet Spekkies en sy vrou, hulle wil nog nou lank in tieners hulle in Bagen, die van Wyks, nee. Die ander weet ons is mos nou roofkykers. Dan die ander liefste uit Kimberley, hulle is roofkykers. Maar die ander kan ons nou 'n slag weer 'n bietjie kerk doen. En wragtig kyk nou ons sommer vanmôre 'n heel klompie mense. So amen man, wonderlik, ons is bly. En ek is bly as ons 'n liefde vir die huis van die Here kry man. Dis vir my kosbaar. Kobus, welkom, Respectie. Kom ons gee hom 'n hand. Dis min wat ek 'n kans op hom kry. So maar almal baie welkom. Ons is regtig die Here dankbaar. Volgende Sondag gaan ons nagmaal hê. So die vrouens van die kerk laat ons weer lekker broodjies en alles. Ek weet nie met wie gaan gereël word. Okay, so okay. Kyk dan volgende Sondag sal ons maar weer 10:00 hier sou wees vir die nagmaal. En dan Dinsdag het ons so beradingklasse vir die wat belangstel. Dit gaan nou nie 'n lang, dit is altyd 'n ding wees nie. Dis net tot ons die boekie klaar gewerk het en dan gaan dit nie verder aangaan nie. 10:00 Woensdag het ons 'n lering wat ons bietjie lekker gesels oor die huwelik. Hoe kan ons God verheerlik deur ons huwelik? En dan Donderdag het Christine bid hierso. En alles is 10:00 mos. Ek sien hier so enig so 'n ry langs 10:00. So alles is net 10:00. Vrydag hoef jy nie musiek te worry nie. Ons het nou vandag 'n nuwe voorsanger. Maar dis 'n geheim. Ons hou dit vir 'n geheim. So enigiets anders, ons bid vir mense wat nie lekker en gesond is nie. Ons tree in vir mense. En maar Lies, jy kan nog wragtig by ons slagkraan. Ons kan nie aan mekaar bid. Dis elke Sondag bid ons al vir Marlies. Elke Sondag sit sy nog dieselfde ding. So, maar prys die Here man. Kom ons sluit ons oë. Here my God, ons verheerlik U naam, Here, en ons is so dankbaar en ons is so lief vir U, Here. Here, wat 'n wonderlike geleentheid het ons vanmôre om U naam groot te maak. Here, deur ons woord, deur getuienis, miskien deur ons almal wat hier sit in gebed, deur ons voorsang, voel vanmôre tuis, o Heilige Gees. Praat met ons vanmôre waar ons U stem kan hoor. Here, dat as ons hier uitstap, dat ons nie leeg sal uitstap nie, maar dat ons met 'n salwing, met 'n krag en met 'n vuur in ons hart hier sal uitstap, Here. Here, ons bid vanmôre vir elkeen van ons gemeentelede daar buitekant. Ons bid vir mense wat inskakel op ons diens. Ons bid vir elkeen, Here, ek wil vanmôre besonder bid vir elke kerk in ons dorp, my God. Ek wil bid, Here, dat daar 'n honger in mense se harte sal ontstaan, Here.
vir die huis van God. 'n Honger sal ontstaan weer, Here, om vir U op te soek, Here. Ek bid vir U Heilige Gees dat U daai hongerte vanmôre in mense se harte sal sit en daardie begeerte om voor God weer net nederig te kom word. Dankie, Here, dankie my God vir dit wat U in ons gemeenskap doen, Here. In ons gemeente, in mense se lewens. Dankie, Here, dat ons vanmôre kan sien hoe U mense se lewens omdraai. Dankie, Here, dat ons vanmôre kan uitroep, ons God is Abba Vader. Daar's niemand soos U nie. O, Here, mag U teenwoordigheid hierdie gemeente vanmôre vul met daardie wonderlike liefde van U, Here. Daardie omgee, daai agape liefde van U, Here. En mag elkeen wat inskakel en die wat hier sit, mag ons daardie vrede van God in ons binnekant ervaar. Daar buitekant is dit woelig en dit hardloop rond, Here, maar hier in U teenwoordigheid, my God, is vrede en kalmte. En ons kan vanmôre net oorgee en ons kan net sê, prys die Here. U naam is groot. U naam is die groter bo enige ander naam, Here. Daar is nie nog 'n naam soos U naam nie, Here. En daarom kom ons met vrees voor U, Here. Nie daardie vrees van bang nie, maar daardie vrees van respek voor U, my God. En ons kom eer U vanmôre, Here. Ons kom gee daardie respek vir U vanmôre, my God. Want U is waardig om hierdie respek te kan vat. Ek prys U vanmôre, Here. Ek loof U vanmôre in Jesus naam. Amen. Ons dink ook vanmôre, ek wil net dat ek vergeet het, Dr. Frikkie Engelbreg is 28 Februarie is hy hier. Nou, hy is nou vir almal, ons gaan daai Saterdag gaan ons dit by NG Kerk aanbied. Dis 'n kosbare lering, mense. Vir ons wat jy nie weet wat jou roeping in die lewe is nie, ewen vir die kinders. Dis jy's 'n bietjie boy as jy dit kan. Want dis mooi vir die kinders om in te vul. Hierdie hele kursus om te kan kyk in watter rigting hulle moet gaan. Verstaan jy, dis vreeslik kosbaar. Dis so wonderlik vir jou werkgewers. Dis nie net 'n geestelike ding, dis geestelik, maar dis ook om te kan besef, Jesus man, my werkgewers, so bring jou werkgewers ook man, dat almal kan tuis voel en kan weet wat 'n mens. En partykeer dan maak Nikkie Boy met kwaad, ek kan ek nie verstaan waaroor hy. Maar hy is 'n ander tipe mens as wat ek is, en dis waaroor hierdie kursus gaan. Dat ons mekaar kan leer ken man. Wie, dis tog lekker. So die 28ste is ons 28 Februarie. En dan die Sondag sal hy hier by ons bedien. Sy vrou gaan die Vrydag aan vir ons lofprys en aanbidding aanbied, Jesus. So dis, jy sê ons het 'n kosbare Februarie. Iets wat ek net gou wil bysit. Moenie, ek verjaar die 15de Februarie. Moenie vir my broodjies, ek wil nie daai Sondag broodjies, ek wil niks hê. Regtig, ek wil ook nie persente hê nie. Die grootste geskenk is hierdie gemeente. Dis my geskenk. Dis die kosbaarste en die wonderlikste geskenk wat die Here vir my gegee het. So niks broodjies, ek moenie eers bel nie. Ek is met die foon nie, niks nie. So prys die Here. Wees dit daai dag in die kerk. Dis op 'n Sondag. Halleluja. Nou kom ons staan en ons sing lekker saam. Musiek. En elke Vrydag namiddag, dan raak die Here ons aan. Dis regtig baie lekker. So as jy op 'n Vrydagmiddag voel, ek het nou niks om te doen nie, of ek voel so 'n bietjie af, kom sit hier, of kom sing saam, kom gryp 'n mic, kom wees net deel hiervan. En my gebed is weer soos die vorige Sondag, dat die Here ons sal aanraak in ons musiek.
Al klink ons vir julle baie vals, dis okay, sing jy ook maar net saam. Amen.
Amen. Kabous, welkom jy in Nursie. Vir ons is dit 'n wonderlike voorreg. Ja, ek is vandag weer opgewonde as ek oor die Here praat, dan is ek so opgewonde. Ek is die hele oggend al opgewonde en ek is die hele week al opgewonde om vanmôre te deel oor die Here. Vir my is dit die lekkerste ding op aarde as ek teenoor iemand kan getuig van die goedheid en van die guns van die Here. Dis kosbaar, man. Is dit nie lekker, mense? Dis lekker, man. Weet, dis goed as 'n mens met iemand kan praat oor die Here en jy sien hoe iemand se gemoed sommer optel. Ja, daar doodsheid en flauheid en daar kom sommer so 'n ander spoed, man. Lekker, so kry jy weer lewe. Die Here is ons lewe, so ons kry weer lewe. Dis 'n voorreg, mense, om net altyd te kan weet dat as ons die storms en die winde en die goeie so waai, dan gesit ons terug en die vrede van God kom vul ons. Is dit nie lekker, man? Ja, prys die Here. Nou ek wil vanmôre bietjie met ons gesels oor die hande van die Here Jesus. Dis vir my seker een van die mooiste deeltjies in die woord. Hy sê vir ons hierso in vers 8, is daar so. Maar eintlik wil ek eers ook net so 'n stukkie deel voordat ek praat oor die hande van die Here Jesus. Ek lees so terwyl ek so voorberei het, lees ek sommer so oor hande. En ek gaan Google sommer net en ek druk hande in. En toe lees ek 'n kosbare stukkie van iemand wat met 'n getuienis gee rondom hande. Nou die twee seuns het vir hulle pa was 'n grofskind. Dis 'n man wat met sy hande gewerk het. Dis 'n man wat met hout gewerk het. Hy het dinge gedoen. En nou outomaties dan is dit mos nou gewoonlik so dat as pa dit is, dan raak die kinders ook maar so. En nou hierdie twee seuns het gesien hoe pa uit hout niks gemaak, maar hulle het baie swaar gekry. En hoe die pa uit niks uit hierdie hout het iets gemaak het, iets gevorm het met sy hande. En hulle het 'n liefde ontwikkel om met hulle hande te werk, want dis nou soos Philip wat by Michael geleer het met die visvang. Verstaan jy, dit raak deel van jou. So hulle het 'n liefde ontwikkel om met hout te werk, iets te skep. En toe die pa, toe hulle nou groot is en nou uit die huis het moet gaan, toe gaan sit hy met hierdie twee seuns en hy praat met hulle en hy sê vir hulle dat daar is nie geld dat albei kan gaan verder studeer rondom dit wat hulle wil gaan doen, kuns in die kunswêreld om te skep en te wat ook al. En die twee seuns kom met 'n plan en hulle sit by mekaar en hulle sê maar kom ons skiet 'n coin. En die ene wat dan nou wen, die ene kan die eerste geleentheid kry om te gaan studeer. Nou ja, toe die een seun nou gewen en hy het verder gegaan en hy het gaan studeer in die kunste in. En die ander seun is toe na die myne toe waar hy nou op die myne loop werk het, nie die beroep wat hy wou gedoen het nie, maar op die einde van die dag hy kon vir sy broer betaal het om te kan doen wat hy dan. En as die broer dan nou klaar is, dan sal hy nou weer betaal dat hierdie ene die myn kan los en gaan doen wat hy ook graag. Albei wil graag in die kunste gaan studeer. En nou ja, toe die een klaar is, toe verdien hy nou genoeg geld sodat die ander ene ook kan studeer. En ook gaan leer om met sy hande te werk. Maar toe dit nou die tyd aanbreek, toe sê die ander broer wat in die myn is, toe sê hy vir hom, die myn het klaar my hande opgeneem. Die mynwerk, die harde werk, het klaar gemaak dat ek my hande nie meer kan gebruik vir die kuns wat ek graag ook wil gestudeer het. En hierdie ander broer doen toe iets baie mooi. Ek sien hier van daai biddende hande, maar die biddende hande se history kom eintlik van hierdie broer af. Hierdie broer gaan skilder toe. Hierdie broer wat nie meer kan skilder, wat nie meer in die kuns, gaan skilder hy hierdie twee biddende hande. Omdat hierdie twee hande
vir hom gewerk het. Hierdie 2 hande dit moontlik gemaak vir hom, sodat hy kon gaan verder studeer. Is dit nie mooi nie? En hy gaan skilder hierdie broer se hande. Nou vir my is dit iets besonders toe ek dit nou raak lees, toe besef ek, maar as ons praat oor die Here Jesus, en ons praat oor sy hande, dan besef 'n mens vanmôre dat ook sy hande het dit vir ons gedoen. Is dit nie wonderlik nie? Hy het miskien nie vir ons 'n prentjie geteken of geskilder nie, maar Jesus het vir ons baie meer gedoen as net 'n prentjie. Jesus se hande het baie dinge gedoen, en nou wil ek vanmôre 'n teksie aanhaal uit Johannes 10 vers 27 tot 30 wat vir my baie kosbaar is. Johannes 10 vers 27. Hoor 'n bietjie mooi, maar ek wil hê jy moet baie mooi luister na die woord. Ons moenie net sommer woord hoor nie, ons moet die woord luister. As jy lees, dan daar is sekere beginsels wat ons moet toepas voordat God sy belofte nakom. Hoor baie mooi. Ons kan nie net maak soos ons wil en dan verwag dat God moet sommer net inval by ons reëls en regulasies. Verstaan jy? So daar's beginsels. Nou sê die woord van die Here vir my hier baie mooi in vers 27, my skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Jy sien, hier's 'n groot ding vanmôre, my skape luister na my stem. Verstaan jy? Ons praat vanmôre so 'n bietjie oor hande en ons praat so 'n bietjie oor die aanraking van die Here vir ons as kinders van God. Maar daar's een ding, my skape luister na my stem. Dis die geheim. Verstaan jy, ons kan nie God volg en dan verwag dat dinge net sommer moet gebeur. Hey, is nou weer hier af, of ek nou weer. Wat verkeerde knop. So, daar's een beginsel wat vanmôre moet toegepas word. Hy sê in vers 28, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. En niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. My Vader, hoor mooi, my Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal. En niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Ja, mense, hoor hier's 'n groot ding. Hier's nie net, moenie net die woord lees, hier's iets baie groter as sommer net die woord. Hoor wat sê die Here Jesus? Hy sê, as jy hom volg, as ek en jy hom aanneem, ons is sy skape. Is die wind ooruit? As ons hom aanneem, as Vader, is daar iets besonder. Hoor mooi mense. Hy sê, ek vat jou, en ek sit jou in my hand. Ons praat baie daaroor, ek dink ek het laas Sondag ook daaroor gepraat. Hy sê, ek vat jou. Jesus sê, ek vat jou, en ek sit jou in my hand, in die holte van my hand. Hoor mooi. Hier gebeur meer as net Jesus wat jou in die holte van sy hand sit. Hy sê, maar ek en my Vader is een. Hy sê 'n ander ding, hy sê, maar my Vader het jou vir my gegee. Dis saam ons daar. My Vader het jou vir my gegee. Hy het jou gevat en hy sit jou in my hand. En nou kom die Vader en hy plaas sy hand nog bo op. Wie kan jou aanraak, man? Is dit nie iets besonders wat hier gebeur nie? Jy is toegemaak met die bloed van die Here Jesus. Verstaan jy hoekom ek so gal braak oor dinge wat ons vir die Satan die eer toegee? Ons wil gedurig bloedlyn vloeke loop breek. Nonsens, man. Nonsens. Ek sou vir jy woord uithaal dat dit nonsens is, hierdie bloedlyn vloeke loop breek. Dis nonsens. Ek sal vir julle die skrif op ons groepie gee, en dan sit jy hom sommer vir almal, ek dink is daai Jesegiel 18, as ek dit mis het. Jy is hier in die holte van die Here Jesus se hand, en God se hand is bo oor jou, en hier binnekant, weet wat gebeur hier binnekant? Die Heilige Gees van God is besig om jou te vorm. Kyk net die kosbare hande, man. Jy's toegevou
in die godheid se hande. So wie kan jou, dis hoekom die woord van die Here sê, wie kan jou hier uithaal? Niemand, jy self kan besluit. Jy self kan wegdraai. Dit wat Hebreërs is waarsku, wat hy sê, hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik, jy wat een keer die lig beleef het, die Heilige Gees van God ervaar het, die krag van die Here ervaar het, hoe is dit moontlik dat jy terugdraai, wegdraai van die Here af? Hy sê vir jou is dit onmoontlik om terug te keer. Dis net God se genade as hy jou kan weer kom terugvat. Verstaan nie vanmôre mense? Dis hoekom ek sê, en ons praat vanmôre oor die aanraking van die Here, dat dit onmoontlik is om terug te gaan as God jou aangeraak het. Maar as jy net by die Here uitgekom het deur 'n emosionele opsweep, verstaan jy, daai is gemors man. En ek weet baie kerke sweep mense emosioneel op. En dan huil dit. Onthou jy werk met stikkende mense. Nou word dit opgesweep en opgesweep. En nou net is dit trane, natuurlik sal daar trane wees mense. Want dis stikkende mense. Jy werk eintlik op hulle emosies man. En jy kom by die punt van die ding uit om te sê dat mense 'n honger kweek vir God nie man. Verstaan jy? Ons moet nie die Here aanneem omdat ons emosioneel opgesweep is nie. Want as dit nie lank nie, dan val jy weer terug. Dan soek jy weer so 'n emosionele opsweping in plaas van dat ons op 'n dag kan besef, Here, ek kan nie sonder U nie. Ek kan my hele lewe installeer. Dis wonderlik as jy in hierdie emosionele sang en gebede en al hierdie goeie, as jy kan besef, maar ek soek hierdie God al lankal. Nie om vir my te red van my stikkend in die seer nie. Nee, dis deel van die pakket man wat die Here genees. Maar om te soek, Here, ek soek U. En om te kan besef, hy vat jou en hy sit jou in sy hand en hy sê, ek en my Vader is een. Ons maak jou toe vanmôre man. Hey, halleluja man. God maak ons toe vanmôre. Die Heilige Gees van God maak ons toe vanmôre. En hy werk hier binnekant, wat sê Jeremia? Hy sê jy's besig om op daardie kleisteen van die Here gevorm te word. Halleluja. En so val jy uit en dan moet hy jou optel. Hy sê, ek is besig en ek sal jou nie los nie. Ek sal jou vorm. Ek sal vir jou help tot op die laaste. Hey mense, is dit nie wonderlik? Dis die Jesus wat ek ken. Dis die Jesus wat ek ken. Dis die Jesus van die herstel. Dis die Jesus, want jy sien hy kom uit 'n timmerman winkel uit. Hy ken van die herstel. Kobus houtwerker. Daar sy prys die Here. Ons Jesus kom uit 'n timmerman. Verstaan jy, daar waar alles stikkend is. En daar waar dinge gevorm word. Dis tog wat 'n houtwerkwinkel. Daar word mooi dinge gedoen. Wonderlik, en daar word iets geskep. Maar daar word nie net geskep nie. Daar word ook geherstel. Daar word ook geherstel. Is dit nie 2 Timoteus 3 wat hy praat van in 'n huis is daar meubels en goederes van goud. Hy sê maar tot eer van God. Maar daar's ook meubels wat tot oneer van die Here is. Verstaan jy, miskien sit ons vanmôre met 'n hart wat nie by die Here is nie. Miskien sit ons vanmôre hier met 'n hart wat baie ver van God af is. Miskien sit ons met 'n veroordelende hart vanmôre hier. Ons sit met 'n liefdelose hart vanmôre, miskien hierso mense, maar die Here Jesus hier binnekant, as ons net kan eerlik vanmôre wees en sê, Here, ek is dalk vals voor U my God. Here, ek het dis vanmôre dalk 'n jaloerse gees vanmôre in my. Here, ek het dalk 'n veroordelende gees, Here. Verstaan jy, ek weet nie wat in die harte aangaan nie, maar God weet ons alles. Is dit nie wonderlik in daardie huis? Miskien sit jy vanmôre hier sodat jy by die Here uitgekom, maar daar's nog soveel bagasie wat ons moet saamdra. Party van hierdie meubels is tot oneer, dan sê die woord van die Here, maar dit sal deur die vuur getoets word. Die vuur, die Heilige Gees van God. Vanmôre sal die vuur vanmôre brand in elkeen. En die woord sê baie duidelik vir ons, en die vuur sal jou hart tot veroordeling bring. As jy vanmôre met ander gedagtes sit, as jy vanmôre ver is, baie van ons kom sit 'n boer mos daar in die Kalahari plaas, daar sit 'n boer ons mos. Jy sit te doen jou besigheid, jy sit te beplan al wat 'n vreeslike druk ding is. Ja, ons is ver van die Here af.
Maar ek was daarom by die kerk gewees. Iemand, jy lieg, jy was by die kerk en jy kom dood. Jy was besig met jou boerdery, jy gaan sit by die huis en boer. Gaan doen jou besigheid by die huis, dis beter daar. Hier moet jy die waarheid van die Here kom hoor maar. Verstaan jy, want hier is 'n God. Hier is hande van Jesus wat wil herstel. Hy wil herstel vanmôre. Vanmôre sit ons met stikkindheid. Vanmôre is ons miskien te vals of te trots of te bang om vir die Here te sê, ek vat vanmôre alle skede en ek sit dit op die altaar. Kom herstel vanmôre, Here. Want in die huis herstel nie vanmôre. Daar die hande van Jesus het nie net timmerman werk gedoen nie. Toe hy daar uitstap, Jesus, en daar's niks vanmôre mense, niks. En daar's niemand te stikkend voor God wat hy nie kan herstel. Jy's nooit te stikkend dat Jesus jou nie. Maar daar's party meubelstukke wat ons mos weggooi. Wat jy besef, hoor hierdie ding is nou regtig. As iemand nog weet wie my poppenkas gesteel daar voor my huis, laat weet tog vir my. Want hy moes eintlik reggemaak gewees het, hy moenie gesteel gewees het. Hy het nog wel aan sy aardstrom gestaan. Maar dis nog altyd my aardstrom. So my prys die Here. Wonderlik. Ons God herstel man. Ons God herstel. Hy herstel man. Dis ons God. Hy herstel man. Jo, weet, dit maak my. Dis van daardie hande. Van 'n boekelaggie. Spaak my daar se popkas oor wat ek uitgevind. Voor blydskap. Okay, nee, dan sit bly. Halleluja. Prys die Here. Jy, maar ek raak so opgewonde as ek praat oor die Here se herstel. Wie mense ons almal, hoeveel van ons sit hier vanmôre hier met 'n getuienis van stikkindheid. Wat ons werklik so verlore gewees het dat ons gevoel het, Here, is daar nog hoop. En die timmerman kom stap in sy winkel uit sy besigheid uit en hy sê ek sien jou raak vanmôre. Halleluja. Daardie Jesus Christus. Daardie een wat aan die kruis vir ons gehang het. Daardie een wat gesê het, deur my wonde daar genesing gekom. Dis nie net altyd siekte en goed nie. Daardie wonde wat hy van praat met boetie en my sussie, dis geestelik, dis emosioneel. Hy maak gesond, man. Dis die God wat ek ken vanmôre. Dis die Here wat wil gesond maak, man. Halleluja. Sy hande staan vir niks in hierdie lewe verkeerd nie. Hy is nie bang om enigiets te doen nie. Hy gee nie om nie. Hy worry nie wat mense sê nie. Hoeveel sit van ons vanmôre hier met 'n getuienis? Dis daarom 'n sleg ding gewees. En vanmôre praat mense, ek kan nie glo nie. Ek kan nie glo dat hy stikkende instrument wat hier in die strate loop en rond wandel en tik gerook het en hom vrek gesuip het en gesteel het en al hierdie dinge. Jy sien mos die mense het mos klomp idees en planne van jou. Hulle praat mos al voordat jy party mense het ek nog eers ontmoet nie, dan weet ek al hoe sleg is hy. Want die wêreld het my gesê. Die wêreld het klaar hoe sleg is jy. Totdat ek jou ontmoet, dan sien ek jou. Ek sien God se potensiaal in jou. Ja, ek sien God se potensiaal in jou. Ek sien wat God deur jou kan doen, man. Daar is vir my lekker om te kan sien hoe God herstel. Daar is my niks so goed soos 'n stikkende instrument, 'n stikkende mens. En ek sien hoe staan hierdie mens op, van die helende hande van God. Ja, hierdie herstelhande van die Here Jesus het hierdie persoon aangeraak. Die ander het hom getrap, die ander het hom verwerp, die ander het hom weggesmy. En hier kom hierdie timmerman. Hey, prys die Here. En hy kom tel hom op. Hy kom tel hom op en hy maak hom mens. Nie net mensie man, hy maak hom 'n getuienis van die koninkryk van God. Hey, halleluja man. Dis daar die Jesus wat ek ken. Dis daar, maar ons praat ook hier nog van ander hande. Hier's klomp ander mense, toe maar ek sal nie almal deurgaan nie. Mense aanraak in nood. Ons praat mos eintlik maar so van alles. Nie net herstel nie, maar hy raak ook in nood aan. Wanneer mense, daai stukkie van wat Jesus al die mense kos gegee het, 4000 mense kos, 4400, ek maak nou nie eens onthou nie. Broodjie en visie, mense in nood. Waar sy disippels sê, hoor, stuur hulle terug, Here. Die Here sê, daar is ons nie 'n manier. Ons moet hierdie ding in die gees kyk. Dit gaan nie oor die ete nie. Dit gaan nie oor die kos gee nie. Dit gaan baie meer. Jy sien, Jesus het nie gekom om weg te stuur nie. Jesus het gekom om te herstel in nood. Hy het gesien wat jou omstandighede is.
Dis die Jesus wat ek ken. Hy ja nie weg nie, want dis wat ons doen. Kyk hoe lyk kerke, wie se skuld is dit? Dis voorouers saai, vandag, ons saai vandag, wat hulle geplant het, ons saai hierdie goede, want as ons gebelê, hoeveel jong mense sit vanmôre in hierdie kerk, wie se skuld dit is, paas en maas, en oupas en oumas, dis julle skuld, dat die kerk leeg is van jong mense, want as ons belê het in ons kinders, as God nommer 1 was in ons kinders, en as hulle vir Jesus Christus gesien het, in ons lewe man, verstaan jy, wat het hulle gesien? Hoereenders, dis wat hulle gesien het, geldgieriges, vloekbekke, raasbekke, godlooners, dis wat hulle gesien het, maar ons verwag vrug in ons kinders se lewe, en ons is niks werd goed gewees nie, maar ons verwag ons kinders met die Here nie, ons wil vir hulle vertel hoe sleg is hulle, ons wil vertel van hoe ons, nee man, jy lieg, jy het niks belê in jou kind se lewe nie, verstaan jy, maar wonderlik, hierdie God, yes, jy weet die mense kan van my kwaad raak, hulle raak van my diep kwaad, hulle smaak daar vuur het hulle neus gehad uitkom, want ek praat man, en ek praat die waarheid, omdat ek self een van daai ouers was. Dis dan lekker te weet as ek kan sê, ek was ook een. Ek was ook een wat verkeerd belê het. En vandag pluk ek die vrug, gedank die Here wat al een by die huis gekom het. Ja? Prys die Here, want jy sien, God sien die nood. Ja? En die kerk sê, stuur hulle weg. Hulle is te sleg. Ja? Al die dwelms en die drank en die pornografie en die vloekery en nee, ons moet aanspreek, Haliana, ons moet mekaar aanspreek, maar in liefde, my sit, en ek sê nie vir jou nie, ek praat van ons almal vanmôre, ons moet in liefde, ons moet nie sê, soos die disciples, stuur hulle weg nie, Here, nee, ons moet hulle juis in liefde vermaan, maar hulle moet hier bly, want jy sien die waarheid van die Here, maak ons vry mense, nie halwe waarheid nie, die waarheid, die woord van God is die waarheid, ek verdedig my nie self nie, ek haal vir jou uit die skrif uit, want die skrif verdedig homself. Maar niemand moet weggestuur word, niemand, Jesus sê, waar hy die nood gesien het, hy sê bring hulle, hier die hande van nood, en hy begin breek brood. Hy begin breek brood. Hy begin woord breek. 4000 mense. Ek sê vir u vanmôre, in 4000 mense se lewens het Jesus 'n verskil gemaak. In 4000 mense se lewens het daar iets gebeur. Is dit nie kosbaar? In 4000 mense se lewens is daar 'n saadjie geplant. Is dit nie wonderlik? In ons huise, iewers is daar 'n saadjie geplant. Ons het nou die dag weer so gepraat. As jou fondasie net reg gelê word, mense dan kom, 'n kind kom terug na die fondasie. Jy sien, want hierdie fondasie is gebou op Christus. Want pa en ma ken die Here. En alles partykeer ook maar net 'n ma, want ek is mos ook nou met die derde vrou. Verstaan jy so, daar mos nie partykeer altyd 'n stewige fondasie nie. Maar al kan ons ook uit mekaar wees, maak dit nie saak nie. As ons 'n fondasie lê van Jesus Christus, enige kind kom terug na die fondasie, want Jesus stuur nie weg nie. Jesus stuur nie mense weg nie. Nee, daar's nie 'n manier nie. Deurboorde hande. Hy sê vir Thomas kom kyk hier. Jesus weet, ek sê dit ding so met 'n ou karrekoelboere. Ons wat so met karrekoel weet is daar 'n ding wat jou bloed kan laat kook. Dis 'n karrekoelskaap. Kyk 'n dorper ook. 'n Dorper hardloop weg. Maar 'n verdomde karrekoel is dan onnoosig. Hierdie hakkesteekmos, nooibos, hakkesteekmos, uniek hulle ken daar met die visdoringkies, vishakies. As jy nou vir jou kom kry, dan sit een taal nou daar vas. Hy is nou al half vrek van die dors. En hoe meer hy woel, nou, ek weet nie hoekom wil hy altyd vorentoe. Maar nou lê hy daar in die bos, mos lekker peel in die droogte, en hulle op 'n soekie daar. En as hy nou wil reverse, dan is hy nou so vastgehaak, en dan wil hy nou woel. Weet, dis daar vir my,
Nou moet ek daar afklim, knipmes, Okapi. Jy moet nou hierdie bokke, nou weet hy om, hy is nou so gevrek gewees. Nou as jy hom nou wil help, dan begin hy nou. Dan moet een nou trek, en die ander een moet die bosse in die bol losny. En as jy daar klaar is, dan lyk dit vir jou, of jy in die bos vasgesit. Want dis dorings, is dit nie waar nie? Dis waar, maar, dit laat dink my so baie aan Jesus se deurboorde hande, wat hy vir Thomas sê, Thomas, kom kyk hierso man, die ongelowige, kom kyk hierso, hierdie deurboorde hande, ek wil amper sê, kom kyk hierso, wat ons behalks, kyk hoe lyk my hande, dit is 'n karakoolskap, nou wil ek amper vir jou sê, Jesus, hey Thomas, dis vir julle, dis vir jou, dis vir almal, kyk na my hande. Ek sê nie, ek weet nie Jesus aan 'n karakool, ek bedoel maar net, ek praat van 'n karakool, 'n stuk in die hande. Verstaan jy, eendag as ons daar bo in die hemel kom, dan gaan Jesus, hy sê die woord sê, hy gaan vir ons wys na sy sy, waar die spies in is. Hy gaan vir ons wys sy voete en sy hande, die deurboorde hande. Dit gaan die bewys wees, wat ons vandag hoor, kan ons eendag in 'n werklikheid sien, man. Dit wat Jesus, hy trek jou ook uit 'n bos uit, man. Want die Satan jou sit nou vas, man. Hy trek jou uit, hy verlos jou uit sonde uit. Verstaan jy? Want jy wil net vorentoe boor, jy wil net dieper en dieper in die sonde ingaan. En dan kom die Gees van die Here en hy trek jou uit. Hy verlos jou van hak en steekbord. Want die Satan klou, hy gee nie sommer net op die mense. Verstaan jy? Het jy net al beleef toe jy die Here aangeneem het, hoeveel aanslae en teenkanting jy gekry het nie. Want die Satan los nie net. Nee, hy veg tot op die laaste. Ja, sê jy moet ook karakool, jy ken mos dan ook. Verstaan jy? So die Here haal jou uit, man. Hy sny die sonde af. Verstaan jy, daar jou meelsteen, daar die kleipot. Hy word gevorm. Al hierdie dorings word losgemaak. Halleluja, tannie Marie. Maar as jy daar uit is, dan voel jy vry. En dan hardloop 'n skaap asof hy nou kastig nog die hele tyd net so gewees het. Prys die Here. En dan wil ek vir die laaste enetjie wat vir my so kosbaar is. Hierdie ewig bewaarde hande. Daar die ewig van die Here sê, dit wat ons gelees het. Niemand sal jou hier uithaal. Ons kan ook gaan lees Psalm 23 vers 4, wat die woord van die Here sê, al gaan jy deur 'n dal van doodskaduwee, geen onheil hoef jy te vrees. Jy's toegemaak. Geen onheil hoef jy. Dit is vir my so lekker. Dit is so lekker as die vuur so val. En ek gaan sit soos 'n ou mossie, daar in die klipskeer, en die waters val, en die donder weer, en die bliksemstrale in, en ek sit net, en ek is net rustig. Mense, as jy net so, ek gaan sit vanmôre weer so daar in my lazy chair. Ek het vanmôre net die voet uitgestop, want dit moet dan kerk, net nou raak ek aan die slaap. Maar ek raak soms so weg onder die Here, man. Dan so kom ek hier by die kerk om sê, ek raak soms so weg onder die salwing van die Here, man. Dit is vir my tog te lekker, man. Net om terug te sit en sê, laat die storms woed. Laat die storms woed, dit maak nie saak. Mense, as ons toegelaat het, hoor vanmôre mooi. En dis waar ek met u wil deel. Daniël 10, gaan lees die hele Daniël 10. Die hele Daniël 10. Gaan lees dit daar. 'n Aanraking van God. As God jou aangeraak het. As jy toegelaat het, dat God jou hier herstel. Dat die Heilige Gees, en jy laat dit toe. Mense, jy laat dit toe. Jy sê, Here, ek wil, Here. Ek wil gebruik word, man. Ek wil, Here. Weet jy wat is mooi? En as ons gelees daar, God gebruik Daniël. Hy kan net soveel vir almal gebruik. God gebruik Daniël. Hoekom gebruik hy Daniël? Hoekom raak hy net vir Daniël aan?
Hoekom raak hy net vir Daniël aan? Hoekom raak die gees van die Here net sekere mense in die gemeente aan? Ons is dan almal hier in die kerk. Ja, daar is plekke wat ek al gepreek het. Dan raak jy goed benoud. Hoekom raak die ding benoud? Want dis die gees van die Here is besig om jou lewe te werk. Jy sien die gees van die Here, die krag van sy woord, maak dat jy hardloop. Jy wil vlug. Want jou sonde en jou ongeregtigheid wil jy nie hoor nie. Ek het al by kerke gesit, sit die vrou en vrek hier reg voor my. Die laaste keer wat ek haar gepraat het, toe is die ding wakker. Toe sy nie weer geslaap nie. En sy wil nie wakker wees nie. Hulle wil nie wakker wees nie. Hulle wil sit en vrek in hulle gees. Hulle wil nie hoor as God se gees praat nie. Ons wil nie hoor nie. Dis hoekom God net sekere mense in 'n gemeente kan aanraak. Want dis mense wat wil hoor. Hulle wil hoor. Ja, Janne, ek het nou Janne praat. Jan is een van die, hy wil hier uitloop. As die gees van die Here nie 'n roof afgekrap het nie. Dis wat hy vir my sê. Ons moet nie hier loop, ons mooi preekie. Kry jy bokker se ding uit jou lewe uit van mooi preke, man. Jy moet hier uitstap en sê werklik dat die gees van die Here het my vanmôre aangespreek. Want jy sien, as ons dit kan sê, dan is daar 'n kans dat die God van Daniël ook vir jou gaan aanraak. Hy raak nie net enige mens aan nie. Hoekom raak hy vir Daniël aan? In daardie oomblik wat hy vir Daniël, hoor jy so mense, dis hoekom ek weer al met hierdie sirkusvallery. Kyk wat sê die woord. Ek haal mos alles uit die woord. Hierdie gestyfskop soos 'n ding wat nou gif ingekry het. Kyk dit wat sê in vers 9. En ek het die geluid van sy woorde gehoor. En toe ek die geluid van sy woorde hoor, het ek bewusteloos op my aangesig, met my aangesig op die aarde geval. Bewus, vers 9, Daniël 10 vers 9, ek het bewusteloos met my aangesig op die grond geval. Dis wanneer God aanraak. Ja, dis wanneer God aanraak. Dis wanneer jy in 'n diens sit. Dis wanneer jy in 'n diens sit en jou trane loop. Dis want jy's honger in jou gees. Jy's honger in jou gees. Kom ons kyk wat sê die verder. En kyk, hoor hierso, vers 10. En kyk, 'n hand het my aangeraak en my op my knieë en op my handpalms wagtelend laat opstaan. Die krag van God. O mense, as die Heilige Gees oor jou kom, want jy het nie gif gesien nie. Jy weet presies wat in jou aangaan. Jy het respek. Jy val op jou aangesig voor God. Dis God. Dis God. Nie sirkus. Nie sirkusse nie. Dis God. Want jy sien, God, as jy daar val op jou aangesig, God het 'n boodskap vir jou. Jy moet nie lê stop nie. Jy moet hoor. Jy moet hoor wat die Here sê. Jy moet nie maak of jy gevrek en dood is. Jy moet hoor. Nou lê en stop jy en jy's toegegooi, want jy lê onbetaamlik, man. Dis hoekom niks gebeur in gemeentes. Dis hoekom die Heilige Gees se werking nie kan plaasvind in kerke nie. Want ons is besig met hierdie gemors. 'n Aanraking van God. Hoekom 'n aanraking? Want die Here sien waar sirkusse is. Die Here sien waar valsheid in 'n hart is. Die Here sien waar trots en hoogmoed is. Maar die woord van die Here sê, en ek sluit af met 3 puntjies wat ek hier wil uithaal. Die woord van die Here sê, omdat
Daniel 'n biddende man van God was. Alles staan hierso. In hierdie hele Daniel 10 gaan lees dit. Omdat sommer in vers 2 en in daardie dae het ek Daniel 3 volle weke getree. Gebid. Hierdie was 'n man van God wat die aangesig van God opgesoek het. Nie gebid het uit tradisie nie gebid het om deur mense gesien te word nie, maar om werklik die aangesig van God op te soek. Hierdie Daniel het net 'n bidder gewees nie. Hierdie Daniel, mense, dis ek sê vir u vanmôre, ek sê met alle eerbied, ek sê ek vir u vanmôre, ek huil oor my kerk. Soos wat 'n Daniel getreur het oor die kerk wat verlore gaan en agteruit gaan. Ek huil voor die Here oor hierdie dorp van ons. Ek huil hoekom ons kerke leeg is. En ek praat nie net van een nie. Ek praat van kerke. En ek glo daar by julle gaan dit net so in Oranjemoed. Net so gaan dit in elke dorp in ons land, in ons wêreld. Verstaan jy? Kerke in Europa het glad amper eers meer kerke. Hulle wil net hierdie loop rook swaai en tradisie gemors en hoë pryke. Die een se kapsel is hoor as die ander ding, bestaan in hulle dolgas, en al wat 'n drek wou, Jesus en hy loop met 'n goue staf, en die een loop voor en die ander loop agter. Man, kom ek sê vir jou, die Heilige Gees weet nie eers van daai gemors. Amen. Stel die belang in daai drekgode waarmee jy besig is. Is drekgode voor God. 'n Kerk. En ek sê u vanmôre as herder, en ek glo dat baie van ons sit vanmôre, ons huil vir verlore siele. Joh, ek sê, Here, raak meer aan. Raak meer in ons gemeente aan, wat desperaat loop raak. Desperaat vir 'n verlore siel. Desperaat. Elke mens, man maak nie vir my saak hoe goddeloos en hoe sleg is dit, want die Satan maak ons sleg, en die Satan maak ons goddeloos, en die Satan maak ons liefdeloos, maar by God, elke een, dis nie my werk om iemand te oortuig nie. My werk is om by 'n huis in te stap en die liefde van die Here aan hierdie persoon voor te stel. Verstaan jy? Want ek is desperaat. Ek huil oor 'n verlore siel. Ek spreek vanmôre lewe in daai mannetjie se, soos 'n lewe dat God hom kragtig sal gebruik. Dis my so wonderlik as ek jong mense sien vanmôre. Ek spreek dat jy die Here jou moet sal so kragtig gebruik. Ek wil jou nie verneder nooit nie. Pastoor sê dit met alle eer. Dat jy sal begin huil saam met my vir verlore mense. Dat ons in hierdie gemeente sal begin huil oor verlore mense. Huil oor die kerk van die Here wat lou geraak het, wat liefdeloos geraak het. Ons sal moet begin huil. Ons sal moet begin huil. Ons sal moet vra, Here, breek hierdie mure af, my God. Breek mure af rondom mense. Breek hierdie seer mure af, sodat die Heilige Gees van God, jy sien as jy daar lees, dan sê hierdie engel, ek wou al lankal vir jou kom antwoord, Daniel, maar tussen my en jou was die bose geeste besig, en hulle het probeer verhoed, dat die boodskap van God by jou moet uitkom. Halleluja, Sanda. Die Satan het probeer verhoed, want jy het miskien al lankal gebid, en dit het vir jou gevoel, Here, hoor u dan, die Here het gehoor, maar die boodskapper, die engel van God, is probeer verhoed, deur die demoniese mag, om hierdie boodskap van jou te kom vir jou te kom deurgee, en daardie oomblik, van 3 keer op 'n dag bid, en daardie oomblik van huil by die Here van 'n verlore gaande kerk, en hierdie laaste een, en hy sê, hy het geweier om sonde te vestig in sy lewe, te herberg in sy lewe, hy het nie kans gesien, hy het afgebreek, Galasiërs 5 vers 19-20, hy het dit nie toegelaat nie, waar sonde ingekom het, hy het dit weggevat. Jy sien, die oomblik as God hierdie man sien, en hy sien so 'n vrou, is daar iets in die geestesrealm wat gebeur, verstaan jy? God stuur iemand, hy stuur 'n engel, hy sê, gaan raak vir Daniel aan, gaan raak vir Daniel, want dis 'n bidder man, dis 'n man wat huil oor verlore siele, dis 'n man wat nie tyd en plek het vir sonde in sy lewe nie, hier's 'n Godvreesende man, gaan raak hom aan, gaan sê vir hom, dis wat ek sê,
En 'n man wat aangeraak is, wiekels, gooi vir my daai laaste ding op die bord. 'n Man wat aangeraak is. Daar is so kosbaar. God het beloof, as jy aangeraak is, het God beloof, om al ons sondige gewoontes dood te maak. As jy my kind bly, as jy by my bly. Dis 'n belofte van God. As God jou aangeraak het, los hy jou. As God jou aangeraak het, dan help hy jou om al hierdie gewoontes, slegte gewoontes dood te maak. Jo, mense, is u nie saam met my opgewonde? Yes, amen. Hey, man. I don't care, wat Pieter, I don't care. Hy help my om heilig te word. Ons kan nie, want hier binne is ons die Heilige Gees. Jesus, God, die Heilige Gees, hy help ons om heilig te word. Yes. As ons by hom bly. As ons by hom bly. Om nooit sy eiendom te verlaat. Hy sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie, dis beloftes. Mense maak beloftes en hulle lieg. Die woord van die Here sê, moenie iets beloof nie, want jy weet jy kan dit nie. Mens lieg, maar God sê nie. As ek beloof, ek sal jou nooit verlaat, dan is dit 'n belofte. Hy is altyd, al sê die Satan vir jou iets anders, God is by jou. En die laaste, om respek vir God in ons harte te plaas. Vrees vir God, respek. Respek. Amen. Kom ons sluit ons. Here, U is so goed vir ons vandag. Ons weet vanmôre, Here, as U ons aanraak, is dit vir 'n leeftyd. Dis nie vir net nou nie. Dis nie net vir 'n tyd. Want U weet, daar is so baie sondes wat ons moet ontslaa raak van. Baie dinge in ons gedagtes. Baie dinge in ons harte, Here. Dis vir 'n leeftyd, Here, wat U ons aanraak. Here, U sê in die woord so mooi, dit wat aan U behoort, bewaar U. Dis U eiendom. U bewaar ons, Here. U beskerm ons. Ons is U eiendom, Here. Dit is so kosbaar om vanmôre te weet. My God bewaar my van alle onheil. Van alle teenkante. Ons hoef nie te vrees vanmôre nie. En ek weet vanmôre, Here, dit wat U eiendom is, berei U voor vir eendag. Daar's miskien lang woestyntye, Here. En ons kan in die woord so baie plekke sien waar Moses wat U aangeraak het, toe hy nog in die paleis gewees het. En baie dae het hy miskien gesit daar tussen die skape en agter die skape en gedink, Here, het U my vergeet? Het U my vergeet? Is dit my toekoms agter skape? Here, ewenwel Dawid het U geseën en het vervalle geraak met hoereerdere, Here. Maar U het 'n profeet gestuur en hy's weer opgetel. Want U bewaar wat aan U behoort, my God. U berei voor wat aan U behoort, Here. En U weet ons tekortkomme, U ken ons swakhede, my God. Maar U ken ook 'n opregte hart. Wat voor U kom en U sê, Here, vergewe my, ek is opreg as ek vanmôre kom en ek vra vergifnis. Wat 'n groter sonde kan daar wees as Petrus wat die derde keer vir U gevloek het. Toe hulle gevra het, jy's mos een van die volgelinge. En die woord sê hy het gevloek en gesê, ek ken hom nie.
Met wat se skuldgevoel? Miskien sit baie van ons vanmôre wat voel ons het U so diep teleurgestel. Ons het U gevloek. Ek weet, Here, ek het U gevloek omdat ek nie geld het vir Blerry whisky nie. Ek het nie geld gehad om vodka te koop nie. Almal kan suip en ek kan nie suip nie. Ek het nie geld nie. En ek vloek U daar. Ek sal dit nooit vergeet in 'n oop vlakte, Here, waar ek my kar op stop want ek wil suip en ek het nie geld nie en ek begin vloek U. Ek het gedog nooit sal U my vergewe nie. Totdat ek die ware Jesus ontmoet het. Toe besef ek wat genade is. Toe U my aanraak. Toe U hand my aanraak, is my lewe nooit weer dieselfde nie. Toe U hand enige een vanmôre hier aanraak, my God, met daardie kosbare liefde, en ek bid vanmôre, Heilige Gees, dat U vanmôre sal aanraak, Here. Alles sal wegvat, my God. Want die aanraking van die Here het beloftes. Ek sal bewaar. Ek sal jou beskerm. Ek sal jou heilig maak. Ek sal jou leer wat vrees vir God is. 'n Aanraking van Jesus. Die woord is so mooi. Daar waar U wou Daniël aangeraak. Miskien was dit 'n klomp soldate wat rondom hom gestaan het, want hy was die goewerneur. En hulle het weggehardloop. Want dit wat hulle hier gesien het, kon hulle nie verstaan nie. Want hier is iemand wat lam raak in sy bene en in knielende posisie voor God begin uitroep. En te swak is om weer op te staan. U moes hom by die hand vat en opstaan, optel. Want sy knieë waggel te veel. Want die teenwoordigheid van die Heilige Gees is te sterk in Daniël se lewe. Die soldate, mede-Christene wat nie in 'n sterk verhouding met U is. Hulle sal dit nie verstaan nie. Hulle sal nie verstaan as God ons aanraak, as die Heilige Gees ons aanraak. Want ons is dan nou heel anders. Mense vlug weg. Mense vlug weg van 'n man en 'n vrou wat deur God aangeraak is. Hulle vlug weg van hierdie mense af. Hulle vlug weg van jou af. Want die krag van die Heilige Gees is te sterk binne in jou. Mense veroordeel jou. Mense sê dinge teen jou. Want die krag van die Heilige Gees, dis nie teen jou wat hulle dit het nie, my Boeta. Dis nie teen jou nie, dis teen my wat binne in jou is. Die oorlog is teen hierdie een binne in jou, die Heilige Gees. Want daar die krag van die Heilige Gees is te sterk. Soek iemand van u vanmôre. U kan net 'n hand opsteek, u hoef nie vorentoe kom. Ek wil ook bid. As iemand vanmôre vra, ek soek 'n aanraking van daardie God. Steek net vinnig u hand op. Ek soek 'n aanraking. As jy nie eerlik is, moenie. Here, u het vanmôre hande gesien. U het vanmôre hande gesien. Miskien is daar meer van ons wat dit so, wat vanmôre miskien nog net nie daai vrymoedigheid het. Hier's Daniëls vanmôre, Here. Hier's vanmôre mense wat soek na U. Hier's vanmôre mense wat huil oor U kerk. Ja, Here. Hier's mense wat vanmôre weier om sonde in hulle lewe te herberg. Ek prys U. In Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons staan en ons sing lekker saam. Sorry, as ek so 'n bietjie lank gepreek het.
baie beter koffie as hierso. Nie by Bella de Porti, nie by Vespetti nie by Zees nie, hierdie hotel niks. Die beste koffie is hierso. Amen. Christine gaan ons afsluit en dan gaan Philip vir ons 'n lekker visvang vir Jesus. Amen. Vader, baie dankie vir oggende soos hierdie. Wat ons weet, ons loop uit, Here, en U het ons aangeraak. Dankie, Here, dat ons kan verwag dat U ons gaan aanraak vir die wat nie aangeraak is. Here, ek bid dat U rowe sal aftrek elke Sondag en elke diens. Here, dat U diep met elkeen sal praat en ek het 'n opdrag gekry vandag se diens. Dat ek sal bid dat mure sal afgebreek word by U kinders. Mure, Here, waar mense skuil agter seer, wat ons so seer gemaak is in die wêreld, Here. Dat ons nog steeds hierdie muur net sterker en sterker opbou. Maar by U hoef ons dit nie te doen nie. Ek bid dat U sal mure afbreek, Here. Ek bid, Here, dat U kinders sal instuur. Ons het gebid dat U sal instuur, Here, die wat op pad is na die dood toe. En U het ingestuur vanoggend. Ek vertrou dit en ek glo dit met my hele hart. Dankie, Here, dat U nog met ons bemoeienis maak. Dankie, Here, Heilige Gees, dat U so teenwoordig was in vandag se diens. Dankie vir die Gees, dankie vir die musiek, dankie vir die woord wat uitgegaan het. Dankie dat U ons aangeraak het, Here. Dankie. Ons loof U en ons eer U. Dankie vir mense wat uitgewys is, Here. Ek bid vir Sybi se seun, Here, dat U hom sal aanraak en dat hy sal opstaan vir U woord, vir U werk. En ek loof U vir elkeen wat U alreeds aangeraak het. Here, ek bid dat daai wat weet hulle is geroep vir die koninkryk, dat hulle sal sterk staan, Here, en sal opstaan in die naam van Jesus. Ons loof U en ons eer U in Jesus naam. Amen. Amen. Die wat wil huis kan huis toe, dis sommer net so 'n dingetjie wat Philip is mos nou. Hy kom sing mos hier so hou om grein. Ons dan moet draai om. Die wat jy wil gaan kyk wat gaan. Verstaan vir Jesus, verstaan vir Jesus, verstaan vir Jesus elke dag. Ik ga in my hand, en hier aan my kant, verstaan vir Jesus elke dag. Fishing for Jesus, fishing for Jesus, fishing for Jesus every day. With a Bible in your hand and you go on your side, fishing for Jesus every day. Maar ja, dat zie je volgende keer. Mooi.